2026, nee. Nou ja, hierdie is een van die uitdagendste jare in landbou. Maar wat doen jy vir 2027? Daar is nou 'n goeie vraag, nee. Okay, is katoen actually 'n opsie? Ek praat hier met Josef, hy gaan my 'n bietjie meer vertel. Wat is sy ervaring met katoen oor die afgelope klomp jare? Hoe lank hulle die goeders doen? Hoe werk dit? Hoe werk die plikker? En hoe werk die hele storie, dat jy op die einde van die dag van daai oudjies kan produseer? So kom ons luister 'n bietjie. Josef, hoe gaan dit? Nee, goed en jy, André? Nee, doodstil rustig. Okay, so. Kyk, hier is nou die naaste wat ek en jy nou ooit seker aan sneeu gaan kom, nee, in ons in ons lewe. Vertel my gou 'n bietjie, hoe lank doen jy nou al die katoen ding? Ja, eerste ding, jy sien Schweizer area, verduidelik my eers gou vinnig, hoe lyk julle boerdery opset en hoe pas katoen in en hoe lank doen jy dit al? Nee, dankie André. Ja, ons sê dis nie sneeu nie, ons sê dis wit goud hierdie, né? En André, ons plant katoen van 2017-18 seisoen af. Ja. Ons boer in Schweizer-Reneke in Mugtol distrikte. Ek en my oom en sy seun boer saam, Loklor boerdery. Ons het 'n gewasvertakking wat mielies, katoen en sojas behels en dan 'n Santa Gertrude stoet beeste vir die aangeplante weidings en die uitvalstukke in die veld wat ons gebruik. So en dit alles werk mooi want binne in hierdie katoen is saadjies en hierdie saadjies is baie hoog in energie en proteïen. En as ons klaar gestroop het, dit wat oor is wat die plikkers gemors het en agtergelaat het, die beeste eet hierdie baie so, mooi op. Dis nou hierdie, en, as julle kan sien, hierdie kant, daar sou jy nou mooi sien, daar is nou nog nie gestroop nie, geoes nie. Hierdie kant is al geoes. So hierdie word nie gemors nie. Bees kom eet vir hom lekker. Nee, hulle gaan hom heeltemal alles opeet. Daar gaan niks oorbly nie en hulle word blinkvet van dit af. Anders as by die sojabone. Ons was baie opgewonde oor die sojabone, maar daar is nie eintlik veel kos vir die beeste nie, né? So dis die wonderlike ding van die katoen. So ons het met die katoen begin, André, in 2017. Het Suid-Afrika net so groot oes gehad soos nou. Baie mense, dit die beste jare ooit gewees, maar die pryse was so laag in 2017 dat ons eintlik nie geld gemaak het nie, né, met mielies en selfs met sojas ook. En ons het begin kyk hier in Schweizer, ek en 4 ander boere. Wat is daar anders wat ons kan plant, anders as mielies en sojas, wat se prysverhouding nie saam met dit loop nie, wat in 'n ander pryssiklus is. En toe het ons op katoen afgekom, né? En ons het gaan ondersoek instel, gaan kyk, en toe het ons besef, maar katoen kan werk hierso. En ons het toe die bil by die horings gepak, en in 2017 die eerste keer katoen geplant, in 2018 geoes, en daarna het ons net gegroei met die hektare en ons was nog nooit spyt daaroor nie. Want sê vir my nee, want daai is nou 'n ding van as ek het geen klou, nê, van hoe om die ding eers te begin plant nie. Ek meen, ek vat toe ek hom nou die eerste keer geplant het, ek sê nou as 'n boer nog geen idee het nie. Ek het daarom my pa het al katoen geplant in die verlede, so ek het dan 'n bietjie riglyne gehad oor hoe om die goeders te doen, maar nou sit jy met 'n gewas wat heeltemal volksvreemd is. Ek's gewoond om goeders te maak wat ek's gewoond om pap te maak. Nou wie vir my sê ek moet klere maak. Nee, dit is, onthou katoen is 'n voedsel en 'n vesel, né? Die saad hierin is 'n baie belangrike voedsel vir beeste, melkerye, voerkrale en alles. Maar nee, weet jy André, as 'n ou sonneblom, sojabone, mielies geplant het en jy doen dit goed, dan is dit nie moeilik om katoen te plant nie. Planter gewys? Nee, dieselfde planter, ou kry maar net ander plate. Sy saad lyk amper soos 'n sonneblomsaad, né? Ja. Wat moeilik is 'n ou kan nie dieper as 3 vingers plant nie. Hoekom kan ek nie dieper as 3 Want hy het nie groeikragtigheid nie, né? Ja. Hulle het hom geteel, eintlik die groot geld is in die lint. En om hom so te teel, meer lint te teel, het dit gekom ten koste van die saaddigtheid. So die saad ontkiem vinnig en mooi, maar hy het nie groeikragtigheid om diep op te kom. En hy het ook mos daai dingetjie wat hom nou uitstoot. Ja, hy kom met sy nekkie uit eerste, né? So 'n ou kan hom net 3 vingers diep plant en hier by ons, as dit gereën het, dan jy so 4 dae, 5 dae, 4 dae, dan is die vog dieper as 3 vingers. En 'n ou kan nie met vore plant nie, want hy dra laag, dan mors die masjien nog meer as wat hy nou mors, né? So 'n ou het net 3 dae nadat dit gereën het om hom te plant en 'n ou kan hom nie dieper as 3 vingers insit nie. So dis die enigste ding wat moeilik is, moeilik om hom op te kry, maar as jy daai beginsel volg van vog in die grond,
Vinnig plant, nie dieper as 3 vingers plant nie, 1000 poot op dag 3, dag 4, dan kom hulle eintlik baie goed op, né? Maar kyk, daar's altyd mos ek het mos van daai lande wat hoe kan ek sê, op daai stadium dan spesifiek reg is, nee, om hulle te vat en hulle te plant wanneer hulle 100% reg is. Kom ons sê ek is besig met mielies. Ja. En okay, right, ek het nou 'n bytjie reën gekry, die goed is presies reg. Stop gou, stampie katoen. Ons doen dit, ja. Is dit hoe ons doen dit so, ons staan reg met 'n klompie planters en ons jaag vinnig en ons plant die eerste 3 dae na die reën. Plant ons soveel as moontlik katoen, dan slaan ons oor na sojas toe of na mielies toe en dan steek ons die planters dieper, né? So help dit jy om rol. Ja, jy moet hom rol. Hy moet geen verdigting hê bo nie, né? Dan kom hy mooi op. So ek dink dis nie so 'n probleem nie as 'n ou net daai moeite doen, maar jy moet nou nie 'n week wag nadat dit gereën het nie, dan gaan jy nie regkom nie. Maar dit is wat jy sê van bedoel met katoen as jy moeite doen, ons het net te vinnig gepraat. As jy moeite doen met die gewas, dan beloon hy jou weer. Jy moet ek sê my buurman het eendag gesê toe ek vir hom vra of ek sê my buurman een van die ouens daar op Vallards, ek ry verby 'n pivot mielies en ek is soos wat dit met die mielies gebeur. Toe sê hy vir my nee, dis Hartenbos mielies. So jy gaan Hartenbos katoen gaan nie werk hier nie. Nee, ou moet regtig moeite doen met hom, maar as hy eers op is en hy's aan die gang, die eerste 6 weke, 8 weke is hy baie pieperig. Dis 'n baie klein fyn plantjie, maar hier van week 7, week 8 dan verander hy in 'n monster, né? Dan word hy 'n boom. Ja, want kyk hierdie goeters is dis hier stokke, né? Vir julle hier kan wys, né? Dit is 'n boom. Dis nie sommer net hier jy nie. En dit 'n wortel wat 2 meter diep ingaan en hy kan die vog baie diep uithaal, né? Want dis 'n woestynplant eintlik, né? Ja, nee, dis 'n woestynplant. Hy's baie effektief. Hy gebruik baie min vog ook vir die tonne wat hy produseer. Gewoonlik na katoen is ons grond natter as na mielies en veral na sonneblomme en sojabone. Sonneblomme en sojabone droog by ons grond redelik baie uit. Katoen dalk die minste van al die gewasse, né? So want kyk, hy het vegetatief nie baie wat hy produseer nie. En ons beste mielieopbrengste die laaste 8 jaar het gekom van mielies wat volg direk na katoen op daai grond, né? So wat jy vir my wil sê is hulle werk mos altyd hoeveel dis in die mielies en die soja is werklik mos op jou stikstof en per kilogram graan geproduseer of wat ook al. Maar wat jy nou vir my wil sê is kilogram per liter is die per liter water is die katoen baie ligter op water as 'n mielie of soja. Nee, ons het dit getoets, gekyk, gemeet. Dit is so, né? Nee, katoen is baie ekonomies met sy vog. Hy word nie so groot ook nie, hy groei nie so geil nie. En en hy het die vermoë as dit dan nou 6 weke niks reën nie om daai vog diep uit die grond uit te gaan uithaal en ook van die voedingsstowwe wat dalk onder toe is op te bring boontoe, né? En so dis eintlik 'n gewas vir die droogte. Wat ons eintlik verbaas het is sy behoefte aan hitte-eenhede. Ja. Hier by ons in die koeler, natter jare, dan kry hy nie heeltemal genoeg hitte-eenhede nie. En die ander uitdaging van hom is die planttyd, né? In ons wêreld moet ons teen 15 November met 'n ou klaar geplant wees. So jy kan nie einde November, Desember nog katoen plant nie. Dan het hy nie genoeg hitte-eenhede nie. Hy werk nie soos 'n mielie wat jy nog 45 Desember kan plant. Nee, glad nie. Nee, dit is die groot ding en ons is nou besig om te kyk ander dele in die wêreld, is daar nie kultivars wat vinniger is wat ou dalk later kan plant nie. Want jy weet dat daai sal nice wees want op die besproeiing kan jy dit as jy dit kan regkry om na koring in te sit, sal dit baie nice wees. Nee, dit is so. Ongelukkig soek hy baie hitte en hy kan hitte goed hanteer, maar te min hitte benadeel ook 'n ou se opbrengs. Maar jy sê nou sorry, ek val jou in die rede. Jy sê nou want hy soek ook hitte en hy kan die hitte baie goed hanteer. Ja. Ons het vroeër gepraat hier toe sê hierdie land ek dink julle het wat amper 900 oor die 900 mm gehad, né? 1000. By 1000 mm gehad hierso en hy gee jou nou actually minder opbrengs as daar waar julle nou by julle huis het julle kwai swaar getrek. Vertel net 'n bietjie hoe daai gelyk en hoe lyk hierdie, wat het gebeur? Ja, weet jy, ek dink daar by die huis het ons vir 7 weke niks reën gehad nie en dit was baie warm, Januarie en Februarie, né? Later het dit weer baie gereën daar. Maar daai 7 warm weke met hoë temperature en minder reën was ongelooflik. Daai katoen het nooit ingedraai nie, hulle het nooit verlep nie. Mielies en die sojas het redelik swaar gekry,
Op die vlakker sterker gronde het ons redelik skade opgetel op die sojabone en op die mielies, né? En die katoen het tussen 3,5 en 4 ton klaargemaak die lande daar by ons huis. Yes, So hulle het eintlik baie beter gedoen as hierso waar dit te nat en te koel was deur die seisoen. Waar staan die prys nou? Ons verwag so min of meer R10,000 'n ton vir die saadkatoen, afhangende van die gradering, né? Okay. Maar min of meer R10,000 Wag,'n ton. hang nou vas. Saadkatoen, die ding is dan 'n wol. Dis uit saad binne-in. Ja, ek voel die saad, maar nou Ja. hoe werk die saadkatoen en die wol en die wat? Kyk hier, die ding het eintlik twee pryse. Daar's as jy hom klaar geoes het, soos hy hier is hy nie eintlik iets werd nie. Hy's nie bemarkbaar nie. So dis waar die ander uitdaging by die katoen kom of die interessante ding kom. 'n Ou moet 'n verhouding met 'n plooismeele hê. Ja. Die Engelse noem dit 'n gin. Nou dis waar hulle hierdie katoen inneem en hulle die saad en Dis die nou nie lint. die gin wat in die botteltjies kom Nee. En waar hulle die saad en die lint skei van mekaar en die lint is tipies 25, 28, 30,000 rand 'n ton, die lint. Ja. En die saad is omtrent so 4,000 rand 'n ton. Nou die saad maak omtrent 50% van die gewig uit van daai baal wat daar is. So om 'n vinnige boere pack of 'n sigaret som te maak, sê jy plus minus R10,000 'n ton op hierdie vir dit wat jy stadium. oes. Vir dit wat jy oes. Ja. So jy kyk by jou enige iets by 'n ander land was tussen 35 en 40,000. Hierso sê Ja. as jy is op 2,5. 25,000 dalk hierso. Hoe lyk my insetkostes met hom plus minus? Presies dieselfde as mielies tot die dag wat ons stroop. Ja. Mielies stroop ons vir so R1,000 'n hektaar. Katoen stroop ons vir so R5,000 'n hektaar. So Ja. as die mielies ons 14,000 gekos het, dan gaan die katoen ons so 19,000 kos, né? So die som, die katoen se oes is baie duur. Die oesmasjiene wat katoen oes, is baie duur. Ja. En hulle is nie so baie nie. En hulle is gesofistikeerd en hulle is duur. Hulle moet die goed en daai goed verander. Ja, en hulle kan nie so baie hektare doen soos 'n mieliestroper nie. Maar die winsgewendheid van die katoen betaal hierdie masjien eintlik vinniger as wat 'n mieliestroper betaal op hierdie stadium. So maar dit is wat katoen duur maak, is die oesproses op hierdie stadium. So vir ons is daar eintlik 3 groot uitdagings vir 'n nuwe boer. Die een is om hom betyds geplant te kry voor 15 November, né? Die tweede een is om hom geoes te kry, want die masjiene is duur, né? Jy weet daar is nie genoeg kontrakteurs nie, 'n ou moet dit doen. En dan die derde een dink ek is die feit dat 'n ou ervaring moet opdoen met hom. Dis 'n nuwe ding, mens ken hom nie. Mens wil nie sommer pens en pootjies inklim en baie groot hektare doen Nou, nie. ek wil gou 1000 hektaar plant, wat sê jy sê? Ja, dan moet jy redelik moed hê of baie goeie adviseurs hê. Ek moet sê, daar by die pluismelings is daar mense wat katoen 40, 50 jaar ken en wat vir ou eintlik baie goeie advies kan gee, né? So mense het dit al gedoen met groot sukses. In ons distrik is daar 'n boer wat 350 hektaar vir die eerste keer probeer het en 'n fantastiese oes afgehaal het, né? Alles reg gedoen het. Dit het regtig met hom baie goed gegaan hierdie seisoen. So, maar ons het maar besluit 9 jaar terug, 4 van ons boere het saam een masjien gekoop om te oes. En toe het ons elkeen so 300 hektaar geplant, net om te kyk hoe dit werk. En ons het 'n splinternuwe masjien gekoop en na die seisoen het een boer gedink dit werk nie lekker vir hom nie. Hy hou nie van dit nie en hy het opgehou. En die ander 3 van ons het aangegaan en op die ou en nog 2 masjiene bygekoop. Een boer het emigreer Kanada toe en dan ek en 'n buurman besit saam die oesmasjiene wat ons lande vir ons oes. So dit is ook 'n opsie met die stropers wat so duur is En ek weet nou kan jy dit ook ek weet soos die skema, Fallard skema byvoorbeeld, Ja. nou waar jy sit, se goed kom is 'n bietjie vroeër reg is wat jy se Reg. reg is byvoorbeeld, sodat jy saam met ouens Ja. jy het nie noodwendig nodig om almal op dieselfde plek te wees nie. Nee, vir ons het dit baie goed gewerk om saam masjiene te koop. Hierdie goed is hoogs tegnologies. Dis 'n fantastiese manier om te oes alles, maar hulle is duur. 'n Nuwe plikker is 18 miljoen rand. En jy weet mense skrik maar 'n bietjie vir dit. Wat ek ook kan noem is dat dit het nou vir ons duidelik geraak dat in Turkye en Griekeland het hulle kleiner sleepstropertjies wat amper lyk soos die ou slatteries Ja. wat ons gehad het, wat tot 4 rye op 'n slag kan vat wat jy met 'n 70 kW trekker trek. So ek en mense van 'n landboumaatskap, masjinerie maatskappy gaan later verjaar Turkye toe
En dan gaan ons 'n bietjie ondersoek instel na daai goed. Is dit 'n moontlikheid of nie? En dan as dit reg is, gaan hulle van daai goed invoer en hulle beskikbaar stel. So as jy dan 50 hektaar, 100, 200 hektaar wil probeer en nie noodwendig so groot masjien wil koop in die begin nie, is dit dalk 'n plan B om dit te sleep 'n stroper, 'n katoen sleepstroper aan die gang te kom vir die komende So seisoen. as ek jou reg verstaan, hè, die gin en al daai goeders is reg, daar's nie issues nie. Nee, glad Ek meen, nie. hy werk hom nou as ek nou hier kan sommer net inzoom vir hulle op daai bal. Die bal wat hy nou druk daar, daai goeders gaan nou gin toe en dan sort hy hom nou daarvan af uit. Dis reg. En om hom te verbou is maklik. In hakkies, Ja, so dit selfs as kan wat jy gebeur. Ja. milie of wat Ja. ook al doen. Die uitdaging lê by luister hierso, hoe gaan jy hom op die einde van die dag 'n oes kry? Ja. En as jy maar in terme van die winsgewendheid, Nee, dis baie goed en sy mark is onbeperk vir ons. Suid-Afrika plant maar op hierdie stadium 20,000 hektaar katoen, né? Ons kan 200,000, 300,000 hektaar plant en ons kan nog steeds nie die mark bevredig nie, want die interessante ding is, al die lint word uitgevoer. So ons verdien dollars met hierdie lint. ja, Ek het geen besproeiing nie, né? Alles is net droë land by ons. So ons kan nie pekanneute of een of ander uitvoergewas plant nie. Die enigste uitvoergewas wat ek regtig kan plant wat ons dollars in kan verdien, is katoen. Hierdie goed gaan alles Mauritius, Indonesië, Filippyne, Bangladesh, Indië, China. China is 'n baie groot koper ook. So hulle koop hierdie lint alles, né? En die goed gaan alles uit en hulle betaal in dollars vir dit, né? So dit is eintlik die groot ding. En dan Suid-Afrika verbou 'n beter kwaliteit katoen as wat Amerika en Brasilië kan doen. By hulle reën dit gewoonlik baie in oestyd en die katoen wat nou so spierwit is, word eintlik grys by hulle. En ons hierso in Australië het nie daai probleem nie. Die katoen wat hier by ons verbou word, verdien 'n premie oor see teenoor Brasilië en Amerika. En dis die enigste gewas wat ek kan plant wat ons op uitvoerpariteit eintlik goeie pryse kry en wins mee kan maak. Sojas en mielies verdien geen premie teenoor Brasilië of Argentinië of Amerika nie. maar dit bly 'n kommoditeit. Nee, en ek kan nie teen hulle meeding nie, maar met katoen kan ons lekker meeding teen hulle en ons kan hulle pak gee, né? So ons verdien eintlik buitelandse valuta wat terugkom hiernatoe. En dan vir my was die groot ding ook gewees as ons 'n sterk katoenbedryf kan vestig. Ons kan 'n bietjie hektare wegvat van mielies en sojabone af. Gaan daar meer geleenthede vir ons wees om mielies en sojabone teen invoerpariteit te verkoop, né? Katoen kan baie maklik 200,000, 300,000 hektaar wat heidaglik mielies en sojas is, veral in Noordwes, die harder, sterker gronde in die westelike dele wegvat. Dan maak ons sommer die gewasse, die grane vir onsself ook baie beter as ons hierdie ding verbou. Finansiering. Want ek het my mielies gaan ek na 'n koöperasie toe en ek sê hoor hierso is die goed en hulle skryf vir my 'n onnodige opsie daar vas iewerster wat ek dalk ook nie wil hê nie. Hoe werk die finansiering op hierdie goed? Is die banke bereid om dit te finansier? Is daar koöperasies wat bereid is om dit te finansier? Hoe lyk dit? Ek dink die banke weet, die paar boere wat katoen plant, hulle sien die somme, hulle sien die begrotings, hulle sien die vertakkingsontledings. So ek dink glad nie die banke is negatief oor finansiering nie. Ek dink nie koöperasie self sal dit finansier nie, maar ek is Hulle wil seker. mielies hê. Hulle wil hê jy moet mielies Hulle plant. soek die graan vir die silo's, né? Presies. Maar daar is lintkopers van oorsee wat kontrakte met boere aangaan, kontrakplantkontrakte aangaan en vir boere finansiering doen. En dan dink ek Standard Bank, Absa, FNB, ek dink hulle het geen probleem om produksiefinansiering op katoen te doen nie. So sê vir my binne in die katoenbedryf, as ek nou belangstel in hierdie goed, daar's meer as genoeg kennis Ja, om my te kan help, maak nie saak waar ek in die land sit wat geskik is vir dit nie. Ek meen as ek nou vir julle hier die Oos-Vrystaat uitkom sê ek wil katoen plant Nee. en vir my sê hoorie, waarskynlik nie die beste idee nie. nee, kom ek sê so 20 jaar terug het ons gevra van sojabone en toe het hulle vir ons gesê sojabone word net oos van die N1 geplant. Wes van die N1 moet julle nie eers dink aan sojas nie. Vandag sê ons katoen wes van die N1, glad nie oos van die N1 nie, né? Daar is mense wat selfs in Henneman en Botawil al katoen suksesvol verbou het
en wat goed gewerk het. Jy weet, ek dink vir alles ons nou in 'n droër siklus ingaan met warmer jare, met hoër hitte-eenhede. Ons moet nou onthou, El Niño se probleem is nie net altyd die reën nie, dis daai baie hoër temperature, dis daai 3-4 grade Celsius, né, wat ekstra bykom by wat ons nou hierdie koeler jare gehad het. En die tye tussen reënbuie. Ja, wat lank is, né, en uitgerek is, né. En dit is waar katoen homself so gedemonstreer het vir ons al. So ons dink in die weste, dis meer 'n gewas vir die weste. Die mense in die ooste, jammer, ek dink die hitte-eenhede is te min. Dit sal nie daar werk nie, né? Wel, hulle het ook oor die algemeen is daar, wil ek sê, daar's meer reën daar, Nee, verseker. Hulle het nie die uitdagings wat ons het nie, né? So katoen is 'n ding wat met groot vrug in die weste, en ek dink vir al die bietjie hoër klei inhoudgronde, né? Ek moet sê ons grond is redelik deurmekaar in Schweizer, en die sandgronde, die baie sandgronde, hou ons hom maar weg. Dis moeiliker om hom op te kry met 3 vingers diep plant in 'n sand as wat jy hom in bietjie hoër klei inhoude. Die oomblik as die kleie hier by 8%, 10% in die boogrond is, dan kom hy baie maklik op, dan sukkel jy nie. Hoe het jou katoenvertakking perform versus jou mielies en die sojas en al die goeders in die afgelope dan wat 9 jaar wat julle dit doen? Ons maak somme baie sorgvuldig, want 'n ou wil weet, om te meet is om te weet. Weet, as iemand vir die woord sorgvuldig gebruik, Ja. dan moet jy weet, Nee, hy's ernstig oor hoe hy somme maak. Ons het baie mooi gaan kyk ook oor dit, want jy weet, 'n ou moet weet, jy weet, is dit die moeite werd of is dit nie die moeite werd nie. En by ons kan ek met alle opregtheid en eerlikheid sê, dat in 8 seisoene, hierdie seisoen weet ons nou nog nie, ons het nog nie mielies verkoop nie, ons weet nou nog nie wat se pryse gaan ons op die ouene realiseer nie, maar as ons vandag dit moet doen, sal die katoen ook bo uitkom. Maar die vorige 8 seisoene het by myself katoen bo uitgekom, en by ons is die katoen op die laer potensiaalgronde ook nog geplant, né? En ek het dan ook nie die verbetering van die mielieopbrengste wat na die katoen gevolg het, ek het dit nie eers ingereken nie. Jy weet, op besproeiing sit ons, as jy mielies plant na katoen, sit jy 'n ton en 'n half hektaar by. Ons Maklik. ervaring was ook 'n ton na 'n ton en 'n half op droë land, wat die mielies beter doen, wat na katoen kom as mielies op mielies of selfs mielies op sojas. Ek dink die probleem by ons is mielies op sojas, partye in die droër jare chop 'n bietjie af, want die sojas vat te veel vog uit die grond uit. Nou sit ek baal en deel nou hierdie goed, nee. Ek is nou droëlandboer, mielies, dit is nie 'n lekker opsie vir my hierdie jaar nie, as gevolg van al die goedjies in die Midde-Ooste en al die dinge. Ja, katoen het ook 'n hoë insetkoste, het ook 'n redelike kunsmisbehoefte, maar soos jy sê, persentasie gewys, sy koste kom eintlik aan die oeskant in. Hoe klim ek in katoen in sonder om 'n krot te speel? Ek wil en dat ek myself op 'n gesonde manier kan diversifiseer. Ek dink daar's die regte vraag. Ek dink dis 'n baie goeie beginsel om dit te doen. Ek dink veral, jy weet, is my duidelik dat ons uit 'n nat siklus uitkom en dat ons in 'n droë siklus ingaan, né? Dis soos die Here hierdie wêreld van ons gemaak het, en 'n ou moet beplan dat die volgende 6 na 8 jaar dalk droër en warmer gaan wees, né? En nou het vir my gesê, onthou die Wes-Transvaal kom weer. Ja, nee, dit kom, en 'n ou moet beplan daarvoor, en gebruik hierdie komende seisoen met die ondervog wat ons het, en hoef nie die hele plaas of die hele wêreld onder katoen te plant nie, maar ek dink die eerste stap is, maak 'n afspraak met die naaste pluismeele aan jou, né? Baie goeie pluismeele op Hartswater, goeie een op Merridale, en dan is daar in Kuduskop, Groblersdal, Mabelhol, Rutan, daar's 'n klomp van hulle daar. Kies vir jou 'n pluismeele, praat met iemand, gaan sien die mense daar, en ek dink begin bietjie met hulle gesels, né? En begin bietjie 'n ou se huiswerk doen. By al die pluismeelens is daar baie goeie kundigheid, mense wat jou goeie raad sal gee oor presies wat moet jy doen, hoe moet jy dit doen, alles. En dan natuurlik ons wat katoen plant sal altyd enige iemand help wat kom vra en raad wil hê en alles, né? Is ek reg as ek sê, en keer jouself en vat 'n 10 jaar visie op die ding en sê, right, luister, ek gaan nou, ek vat, ek weet die ouens is seker nou moeg om te hoor nou en dan met as ons met ons ouers vra vir my, met wat boer julle? Ons is lucernboere. Want ons het gegaan en ons het gefokus op vir die langtermyn, jy het gemekaniseer daarvolgens, jy het die hele lot gedoen en gesê, man,
ek worry nie waar die mielieprys is nie. Ek worry nie of almal rondom my besig is om losering uit te ploeg nie. In vir die langtermyn. Presies. Ja. En is dit dieselfde tipe beginsel wat die ouens hier moet Ja, volg? ek dink so, né? En ek dink 'n ou hoef nie bang te wees om die eerste jaar min te plant nie. Ou het 'n keuse met die oesmasjiene. Jy kan saam met 3-4 bure saam maak en 'n ou kan van hierdie katoenmasjiene invoer tweedehands uit Amerika uit teen baie goeie pryse vir 6 miljoen, 7 miljoen kry jy masjiene wat sê net maar 1500 uur op het, né? Ja nee. Eintlik Daai baie- klink vir my meer, daai klink vir my meer na die As die plan. 18 miljoen vir 'n splinter nuwe een, dis 'n opsie, tweedehandse masjien. Dis 'n opsie om dit saam met 'n paar ander mense te koop. Interessant genoeg net nogals John Deere finansier hierdie masjiene oor 10 jaar. Hulle het 'n spesiale finansieringspakket ook saamgestel en hulle doen dit oor 10 jaar as jy 'n nuwe masjien by hulle koop, né? Enigste landboutoerusting Ja. wat jy by hulle so kan koop. So hou dit net in gedagte. En dan gaan ons nou kyk ook in Turkye na hierdie sleepstropers, né? Hierdie katoen sleepstropers wat 'n ou met 'n 70 kW trekker trek vir 'n ou wat 50 of 100 hektaar wil probeer en wil kyk en as hy sien hy kom reg en die goed groei en die goed doen goed, dan kan hy groei en uitbrei in dit en verder gaan. So daar's baie opsies. 'n Ou moenie net sommer moed opgee en sê dis te duur en ek sien nie kans daarvoor en alles nie. Ek sê vir julle, katoen betaal hierdie duur masjien vinniger as wat mielies 'n mieliestroper betaal. So, jy is op soek na 'n oplossing, né? Nee? Kry vir jou 'n stukkie wit goud. Linkie bo of hieronder of kom by jou naaste pleismeele uit en luister hier, ek dink is baie belangrik om dis 'n tipe van bedryf waar jy keuse moet maak om in te groei. Dit gee jou opsies vir die toekoms en terwyl jy nou nog onder vog het en al daai tipe van goeters, kyk hom, leer hom, trek hom deur en dan weet jy vir die toekoms het jy nog 'n liewer om te trek. Dis die van Farm Spice af. Tot volgende keer. Groete.